Goeiedag skuilkraans. Nog 'n week is verby en dit is alweer tyd vir kerk en tyd vir ons gesinsdiens. So baie welkom aan almal op hierdie spesiale dag, want dis Vadersdag. En al is dit 'n koue week in Pretoria gewees, is ek seker ons harte klop warm vir ons pappas. Vandag is sommer 'n dag waarop ons vir ons pa spesiaal dankie sê en daarom wil ek hê julle moet gou dink. Wat is dit wat vir jou lekker is om saam met jou pappa te doen? Dink bietjie aan een ding, ek weet daar's baie goed dalk, maar dink gou aan een ding wat baie lekker is om saam met jou pappa te doen. Ek onthou, toe ek baie klein was, het ek en my pappa altyd na aandete in die swembad gespring. Dit was natuurlik in die somer en ons het nie so baie televisie gekyk nie, want daar was nie eintlik stories op die televisie nie. So ons het geswem en touchers gespeel vir ure aan mekaar. En voordat ons oë uitvee, was dit sommer laat in die aand, soos 8:00, dit was al amper slapenstyd. Maar dit was lekker. Ek en my pappa het saam geswem en touchers gespeel. So wat is vir jou lekker om saam met jou pappa te doen? Ek wil hê die mammas en pappas moet sommer ook vir hulle kinders vertel. Wat was vir hulle lekker om saam met hulle pappas te doen toe hulle klein was? So druk nou gou daai pause knoppie en dan vertel julle gou vir mekaar. Wat is lekker om saam met pappa te doen? Professor Trini Nitraat het gesê sy kom loer vanoggend in, want sy het vir ons 'n spesiale eksperiment. So sit gou gereed en dan kyk julle saam met my na Professor Trini Nitraat se eksperiment. Goeiemôre kinders, dis weer Professor Trini Nitraat hier. Ek gaan vandag vir julle nog 'n eksperiment wys oor hoe om iets uit niks uit te maak. So ek het vandag 'n bladsy wat niks op het nie en ek gaan ietsie maak uit niks uit. Hier het ek 'n kwas en ek het ietsie hier aangemaak wat ek julle net nou gaan verduidelik. En ek verf nou hier bo op my papier. Ek wonder of die kinders al iets sien wat aan die gebeur is. Kyk net daar. Ons het 'n geheime boodskap uit ons papier uitgekry. En wat sê die geheime boodskap? Gelukkige Vadersdag vir al die pappas daar buite. Ons het iets uit niks uitgemaak nie. Kom ek verduidelik vir die kinders, hoe het dit gewerk? Ons het net 'n bakkie met 'n bietjie koeksoda in en water opgelos, wat ons gemeng het, en dan met 'n kwassie het ek met die koeksoda wateroplossing 'n boodskap op my papier geskryf, op 'n skoon papier. Daarna, as die papier droog geword het, het ons borrie, wat jou mamma in haar kas het, en handreiniger, wat ek weet almal seker baie van het, bymekaar gemeng in 'n bakkie, om daardie oplossing te vorm. Ons het dit dan met 'n groot kwas geverf, soos wat ek vir julle gewys het, om ons geheime boodskap dan te wys. Hoe werk die eksperiment? Is laat borrie 'n spesiale chemikalie binnekant het, wat op gewone tyd geelerig is. En sodra dit in aanraking kom met 'n basis wat alkalies is, dan verander dit in 'n rooi kleur in. So hierdie eksperiment gaan oor die verskillende pH's, en as die borrie in aanraking kom met 'n alkaliese stof, koeksoda, dan verander die gedeelte in 'n rooierige kleur in. Ek hoop julle het hierdie eksperiment baie geniet om iets uit niks uit te maak nie. Bye! Baie dankie Professor Trini Nitraat. Dit was nou 'n baie interessante eksperiment om iets uit niks te maak, 'n skoon bladsy en dan 'n pragtige boodskap vir ons pappas. Baie dankie vir jou en vir al jou moeite om vir ons te kom wys. Ek is seker Frikkie sou dit nou baie geniet het as hy vandag hier was. So baie geseënde Vadersdag aan al ons pappas. Dan wil ek gou al ons maatjies gelukwens wat vandag en in die week verjaar. So kom ons kyk gou wie is hierdie maats.
Vandag verjaar Eli Prinsloo en hy is net 2 jaar oud. En in die week is dit Emma Geldenhuys, Lanay van Sail, Ethan Heiser, Bernice Chomse, Leia Coughlin, Paul Vos, A.J. Hatting, Cadeau van Grenen, Hailey Hayward, Michael Hayward, Nathan Hayward en Sander Schaiman. Ek sien ons het 'n drieling wat hierdie week verjaar. Baie geluk aan al ons maatjies wat hierdie week verjaar en sommer besonder geluk aan Eli wat vandag verjaar. Ek hoop almal het 'n pragtige verjaarsdag hierdie week. Ook ons mammas en pappas, oumas en oupas, mag dit 'n heerlike, lekker warm weekie wees wat die winter aanbetref en mag julle sommer 'n besonder geseënde verjaarsdag vier. Ek gaan nou vra dat Janneman gou vir ons die verjaarsdagliedjie sing en vir julle gelukwens. Geniet dit. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hiep, hiep! Woehoe! Liewe maats, ek hoop julle het almal julle reistassie saamgebring na vanoggend se kerk. En ek hoop julle Bybels is daarin, julle notaboek en pen, en dan ook julle boekmerkie met die boeke van die Ou Testament en die boeke van die Nuwe Testament. 2 maatjies, Ryk en Simon, het vir ons fotootjies gestuur van hoe hulle tasse lyk, en ek wag nog vir al die ander maatjies om vir my hulle fotootjies ook te stuur. Maar kom ons kyk gou na hulle 2 se fotootjies, en dan wil ek hê, moet julle solank julle Bybels uithaal. Liewe maats, skuif nou sommer gou reg en dan kyk julle weer saam met my na die avonture van Stella, die wêreldreisiger. So, hallo julle, ek is nou uiteindelik reg vir die eerste dag van my reis. Ek het nou my tas, ek het nou my GPS, ek is by die treinstasie, ek gaan nou op die trein klim en gereed vir my reis om te begin. Kom julle saam? Staan op, goeiemôre, waar is ons nou? Dis die ongetrapte pad wat my hart van hou. Hiervoor lê 'n werk waar ons roete gaan. Vandag is ons tweede kans. Hey! Dis tyd om ons drome weer af te stort en 'n drukkeloos te jag, al sou dit alles kos. Maar ons trap so versigtig die lewe deur, net om veilig by die dood te arriveer. En ek dans en ek sing die onbekende. Ek gaan waar ek wil, waar my hart my bring. Die tyd is nou, die avontuur begin nou. Eerder as bang is wat ek wil wees. Vryheid het 'n vyand, sy naam is vrees. Ek soek meer as gemaklik net stroom afdryf. Ons gaan ons eie storie skryf. En ek dans en ek sing die onbekende. Ek gaan waar ek wil, waar my hart my bring. Die tyd is nou, die avontuur begin nou.
sê ek het vertrou. Ek wil sê ek het tot aan die einde steeds die koers gehou. Ek wil sê Vandag het Stella se reis begin met 'n treinrit, dag 1. En sy het die hele land vol rondgereis, met die mooiste natuurtonele, sonsopkoms en sonsondergang, vlaktes en berge. Wat was vir jou die mooiste, terwyl jy saam met Stella op die trein gereis het en deur die venster gekyk het? Weet jy, alles het 'n begin. Die Bybel het 'n begin. Die boek Genesis is heel eerste in die Bybel en Genesis beteken begin, oorsprong. Wie van julle hou daarvan om met iets nuuts te begin? Wie van julle hou daarvan om 'n nuwe ding aan te pak? Dit is opwindend, daar's 'n afwagting, daar's 'n opgewondenheid, daar's 'n fris en vars gevoel van iets wat gaan kom. Vra gerus jou mamma en pappa hoe opgewonde hulle was die dag toe jy gebore is. Daai dag wat hulle ou nuwe babietjie in hulle hande vasgehou het. Vra vir oupa en ouma, vra maar jou ooms en tannies, neefies en niggies. 'n Nuwe baba bring groot opwinding, groot opgewondenheid, 'n verwagting van iets nuuts, 'n nuwe begin. En weet julle, op die 31ste Desember elke jaar sit die mense tot 12:00 die nag en wag. Wonder hoekom? Want hulle wag vir 'n nuwe begin, 'n nuwe jaar, 'n nuwe jaar met vol verwagtinge, met opwinding en met hoop. Die hoop dat hierdie nuwe jaar vir hulle iets nuuts sal inhou, iets beter sal inhou, 'n lekker nuwe jaar sal wees. En daarom wag ons jaar na jaar, die 31ste Desember tot 12:00 vir 'n nuwe jaar om te begin. Die boek Genesis is presies dit, die begin. En as ons mooi gaan lees in Genesis, dan sien ons dat alles begin by God. Kom ons lees gou-gou vers 1. Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die hele Bybel, hierdie hele boek, is op daai een vers gebou. Verder aan. Alles begin by God. Dan lees ons in Genesis 1 vers 2. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters. Hierdie word ook vertaal met dit was woes en leeg. Daar was niks. En ek wil hê julle moet terugdink aan professor Trini Nitraat se eksperiment, waar sy iets uit niks gemaak het nie. Die bladsy was spierwit en toe sy verf daaroor, het daar 'n boodskap uitgekom vir ons pappas. Iets uit niks. En dit is wat God doen. Die aarde was woes en leeg. Daar was niks. Maar onthou ons het gesê, alles begin by God. En God begin praat. God spreek 'n woord en hy sê, laat daar lig wees. En daar was lig. Laat daar water en aarde wees. En dit was so. Laat daar plante wees. Laat daar diere wees. En dan spreek God 'n woord. En ons lees daarvan in Genesis hoe God die mens tot in die fynste detail skep. Die kroon van sy skepping. Adam en Eva. En hoe Adam en Eva leef en kies, maar verkeerd kies. En die interessante van die hele boek van Genesis is hoe God kom en hy wandel saam met Adam en Eva in die tuin en hy sê vir hulle, waar is julle? Want God begin nuut met die mens. Begin nuut. Genesis begin. Oorsprong. En dit is wat God doen. Dan begin die Here nuut met Adam en Eva. Dan is die mens se keuses gaan dan aan en dan kry ons Noag se storie, waar die mens aanhou verkeerd kies. En God elke keer met die mens nuut begin. Ons kry daai ark wat gebou word en die reën wat val
en die vloed wat kom en God begin nuut met die mens. Dan lees ons verder in Genesis en ons kom by Abraham en ons sien hoe God nuut begin met Abraham, 'n verbond sluit en vir hom sê, op jou sal ek my nageslag bou. Abraham is die vader van die gelowiges en sy seun was Isak, sy nageslag was Jakob en Josef. En ons sien hoe Genesis, hierdie eerste Bybelboek, eindig by die verhaal van Josef. En met elke nuwe begin is daar 'n verwagting dat hierdie keer sal die mens getrou bly aan God. Hierdie keer sal hulle gehoorsaam bly aan God. Maar kan julle verseker dat hierdie is die groot geloofshelde, die aardsvaders van ons geloof. En dit is nou vandag Vadersdag, maar hulle was verseker nie jou perfekte paas nie. En daarvan lees ons in Genesis. Een ding weet ons het 'n God wat getrou bly, wat nuut begin met elke mens en wat doodgewone mense gebruik, soos Abraham en Sarah, Isak en Rebekka, Jakob en Josef, om sy volk Israel op te bou. God gebruik doodgewone mense, soos ek en jy, 'n pa en 'n ma wat maar net ons beste probeer om ons kinders groot te maak, 'n oupa en 'n ouma, 'n seun en 'n dogter, om sy koninkrykswerk te doen. Geloofshelde wat twyfel, wat lieg, wat bedrieg, dit is waarvan ons lees hier. Maar ons lees ook van 'n God wat nuut begin. Die ding is, as God nuut begin met my en jou, dan gebeur daar iets. Dan verander daar iets. En dit is wat ons in die boek Genesis leer. Ons leer van 'n nuwe begin en hoe God weer begin met die mens. Ons leer dat alles begin by God. En ons leer dat God altyd aanhou om weer nuut te begin met jou en met my. Amen. Kom ons bid saam. Here God, baie dankie vir die boek Genesis. Baie dankie dat ons vanoggend, al is dit net een ding kon hoor, en dit is, dat alles begin by U. Dat U ons groote God is, wat die heelal gemaak het, maar wat van die begin af daar was, en wat vandag nog hier is. Dat U doodgewone mense gebruik, en dat U oor en weer nuut met ons elkeen begin. Ag Here, gee vir ons hierdie week 'n opgewondenheid, 'n verwagting, om te sien hoe U met elkeen van ons se lewens die pad loop. Hoe ons saam met U op reis is, en hoe U weer en weer opnuut met elkeen van ons begin. Ag Here, dis vir ons lekker om te weet dat U ons God is, en ons is so opgewonde daaroor. Ons is lief vir U, en ons weet ons is nie perfek nie, en ons weet ons doen nie alles fantasties en wonderlik nie. Maar ons is so dankbaar dat U elke keer weer nuut met ons begin. Amen. Liewe kinders, ek wil gou hê julle moet saam met my kyk, wat sit Stella vandag in haar tas? Vandag gaan ek in my reistas sit. 'n Padkaart wat deur Genesis loop en wat al die belangrike mans wys wat in Genesis voorkom. Gepraat van belangrike mans, moenie vergeet om vir jou pa vandag geseënde Vadersdag te sê nie. Ek wil hê julle moet hierdie opsomming van Genesis vir julle uitprint en saam in julle reistasse pak, sodat julle hierdie week dit kan gebruik. Wanneer julle die Bybel lees, begin by Genesis 1, daar waar God begin het, en lees deur die boeke saam met hierdie opsomming wat julle nou kan uitdruk en in julle tasse kan pak. Ons gaan nou elke week vir julle so 'n opsommingkie gee, sodat julle op die ou einde kan weet wat gaan aan in die Bybel en in wat staan in watter Bybelboek, sodat julle die Bybel kan leer, liefkry en weet wat staan waar. Nou gaan ons lekker saam sing, Wonder God, want ons aanbid 'n wonderlike God.
Mag julle 'n wonderlike week hê. Ek hoop hierdie week is 'n bietjie warmer as laasweek en ek hoop dit gaan sommer baie goed met julle skoolwerk en julle tuisonderrig, maar ook vir die wat terug is by die skool, sterkte en geniet dit ook. Ek wil julle graag seën met die volgende seënwense. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle vrede gee. Amen.